Ek het sommer nou die dag net besluit as bykos by my braai wil ek vandag iets doen soos pompoenbraai. Dit klink so 'n bietjie anders, né? So skorsies en patty pans het ek gaan braai. Eers 'n bietjie gekook, net liggies gekook die skorsies, hulle uitgesny en skoon gemaak binne en net so vir 'n paar minute net in kookwater gekook dat hulle net kan dat hulle net bietjie gaar kan word want my kolle gaan nou nie die pompoen kan heeltemal gaar word nie. Hy is nogals 'n meneertjie om gaar te word op 'n kolle. So en dit maak nogals 'n lekker bykos want hy gee vir jou 'n lekker geur. Iets soos meer van 'n rokerige geur wat binne in daardie pompoen gesit word. En die patty pan selfs is nogals 'n baie lekker geur want hy brand amper so bietjie en daai branderige geur is nogals eintlik baie lekker by die patty pans. Terwyl ek hierdie pompoentjies nou gebraai het op die kolle, het ek aan die kant begin besluit ek wil 'n vulling maak hiervoor. So ja, breinsuiker of kaneelsuiker, maar hier het ek besluit wat het ons in die kas? Ek het mamma se mielies gaan vat wat in die kas is. Sy weet nog nie, sy het nie daai tyd geweet daarvan nie, sy het dit eers op die pompoen gekry. En daarmee saam het ouma rukkie terug vir ons sulke sakkies met vla gegee. Ek kon nou nie verstaan wat die doel van die vla is, dit nou vir die kinders of vir wie nie. Maar nou ja, dit het handig te pas gekom. So ek wil 'n tipe van 'n soeterige tipe van 'n vulling maak. So wat anders nou as bietjie heel mielies in 'n blikkie. Gooi die water af of die brine af en dan sit ek nou die vla en daar het ek toe sommer besluit ek sit so 3 kaneelstokkies of so 2 kaneelstokkies in. En jy moet hom so 'n bietjie jinx, jy weet. Anton se koskarmenaatjies is mos 'n bietjie jinxery partykeer met kos. So ek het 'n heel Thai chili gaan insit, gedroogde Thai chilies. Nou, hoekom net een? Want hierdie gedroogde chilies is nogals warm. Vir die van julle wat lekker speel met chilies en weet daarvan, mense, hy kan nogals 'n ding optower. So, en lekker op die kolle gebraai terwyl ons hier in die gang is. Hierdie, kyk nou net hoe lekker lyk hierdie pompoentjies wat nou al begin kolle kry het. Nou raak dit tyd om hierdie skorsies te vul met daardie lekker mielie gekookery wat ek gemaak het. Loop lekker nog daardie mielies. Dit is en ek sit nou nie die stokkies en goed in nie, maar daar's regtig 'n lieflike geur wat daarin is. Sommige van my gaste is nie so heeltemal behendig met chilies nie, so sweterigheid het hulle afgeloop as gevolg van daardie een mannetjie en ek het toe sommer besluit om bietjie kaneelsuikers oor almal te gooi. En ek het altyd 'n veilige opsie. Ek het altyd die chicken out opsie. En dan is dit tyd vir opskep. Hierdie skorsies het nou nog so 'n bietjie gelê op die kolle om gaar te word van onder af. En die mielies in te trek. En ja, wat 'n lekker bygereg. Gebraaide pompoen. Mens skrik nie vir koue pompoen en ook nie vir gebraaide pompoen nie.